As iets klein is, word dit eintlik as nikszeggend beskou of totaal en al waardeloos beskou in die wêreld waarin ons op hierdie oomblik leef. Ons smag na die groter dinge van die lewe. Inteendeel, die lese van die tyd waarin ons nou leef is groter, is beter. Bigger is better. En 'n klomp mense voel dat as 'n mens nie iets groots kan doen nie, dan moet 'n mens dit glad nie eers aanpak nie. As jy ietsie aanpak met 'n klein gedagte in jou kop, dan is dit nie eers die moeite werd om dit aan te pak nie. En dan is die spreekwoord wat mense sê, gaan groot of gaan huis toe. En die vraag wat ek vandag wil vra is dit egter waar? Is dit waar dat groter beter is? Is dit waar dat 'n mens moet groot gaan of eerder huis toe moet gaan? Is dit waar dat 'n mens 'n keuse tussen hierdie twee moet maak? Nou vandag is ons besig of gaan ons 'n stappie verder met ons reeks oor die disippels. En vandag ontmoet ons 'n disipel wat eintlik bekend gestaan het as 'n klein disipel. En sy naam was Jakobus. En ons moet hom nie verwar met Jakobus wat ons vroeër in hierdie reeks ontmoet het nie. Dit was Jakobus die seun van Zebedeus gewees. Nee, hierdie Jakobus is weer die seun van Alfeus. En daar is nie eintlik baie inligting wat vir ons oor hierdie Jakobus gegee word nie. Sommige mense sê vir ons, of ten minste dit wat ons in die evangelie sien, is dat hy die seun van Alfeus was, en daar is een evangelie wat vir ons vertel dat Maria sy ma was. Nie Maria, die moeder van Jesus nie, maar Maria wat 'n getuie was van Jesus se kruisiging die dag daar op Golgotha. So ons het nie eintlik baie inligting oor hierdie Jakobus nie, maar hy word wel in Markus 15 vers 40 Jakobus die kleine genoem. Jakobus die mikros in Grieks. Nou mikros herinner eintlik aan hierdie woord mikroskopies. Hy is klein. En die vraag is, hoekom is hy Jakobus die kleine genoem? Sommige mense sê hy was dalk fisies klein gewees, hy was dalk een van die kortste disippels gewees. Ander sê weer nee, hy is klein genoem om hom te onderskei van die ander Jakobus wat die seun van Zebedeus was. Hy was meer belangrik, hy was meer opsigtelik, en hierdie Jakobus wat eintlik nie 'n groot invloed gehad het nie, is Jakobus die kleine. So jy kan hoor eintlik hierdie woordjie mikros, hierdie woordjie Jakobus die kleine, sê uiteindelik vir ons ietsie oor die invloed wat hierdie Jakobus gehad het. Hy was eintlik 'n agtergrondfiguur in die evangelies gewees. Hy was eintlik die muurblom, kan 'n mens amper sê, van die disippels. En 'n mens maak eintlik die fout as jy dink, omdat hy as klein beskou is, as die minste beskou is, as die een wat nie opsigtelik en in die openbaar verskyn nie, het hy eintlik geen invloed gehad nie. Maar die teendeel is waar. Hy het eintlik ietsie besef van die evangelie waartoe Jesus Christus vir hom en al die ander disippels geroep het. 'n Evangelie wat die ander disippels dalk nie so van bewus was nie. Hy het besef wat dit beteken om die minste te wees. Nou Jesus het op 'n stadium 'n gelykenis vertel waar die persone wat barmhartigheid uitgeleef het, aan een kant van die koning moet staan, en die persone wat nie barmhartigheid geleef het nie, aan die ander kant van die koning moet staan. En elke keer dan sê hierdie koning, sover 'n mens barmhartigheid aan die minste, aan die geringste van hierdie broers bewys het, dan het hulle dit ook aan hom wat die koning is bewys. Uiteindelik probeer hierdie koning sê dat as jy waarlik ietsie van die evangelie snap, as jy werklik iets van Jesus Christus se liefde snap, dan sal jy uitkyk vir die minstes, vir die geringstes, vir die muurblomme van die samelewing. Daardie mense wat baie maklik misgekyk word deur die res van die samelewing. En ek neem nou 'n klomp goed aan, maar ek wonder of is dit nie juis wat Jakobus die seun van Alfeus, Jakobus die kleine gedoen het nie. Omdat hy self klein is, omdat hy sy beste werk in die agtergrond gedoen het, en omdat hy so half die muurblom van die groep was, wonder ek of het hy nie juis uitgekyk vir hulle wat ook die minste was nie. Daarom het hy iets gesnap van die evangelie, ietsie van liefde en deernis vir hulle, wat so maklik misgekyk word. Voel jy dalk soos 'n muurblom? Voel dit dalk vir jou asof jy in die agtergrond staan, en niemand sien jou raak nie? Voel dit dalk vir jou of die Here jou nie raak sien nie? Die wonder van Jakobus se verhaal is dat die Here sy grootste werke dikwels deur die kleinste van dade en aktiwiteite doen.
Hy kan ook vir my en vir jou gebruik. Ons wat dalk in ons eie oë klein en nietig is, om groot dinge in hierdie wêreld te bereik. Of, die ander vraag wat ek dink Jakobus vir ons sal vra is, kyk ons nog uit vir hulle wat die minstes is in die samelewing? Kyk ons nog juis uit vir hulle wat die muurblomme van die samelewing is, daardie mense wat baie maklik verby geloop word? Want dit is juis die mense waartoe ek en jy geroep word. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat U 'n God van liefde en genade is. Vader, help ons en lei ons om te besef dat ons klein is, maar dat ons in U groot is. En help ons om die waardes van U koninkryk, om die minste raak te sien, elke dag uit te leef. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het en mag jy verder lekker reis saam met die res van die disippels.